Ek wil miskien afskop deur te begin en vir julle te vra, wie van julle het al 'n rekenaar of 'n selfoon gehad wat nou al 'n bietjie oud begin raak het, bietjie uitgedien geraak het en jy moet hom opgradeer, maar hy wil sekere programme nie meer opgradeer nie, tot daar op 'n dag kom wat hy sê maar selfs jou operating system, jou bedryfstelsel ondersteun nou nie meer die nuwe sagte ware nie. Weet so, dan sit 'n ou bietjie geheue by as jy die ekstra geld vir alle laptop wat so duur kos, of jy probeer dit of dat, om hom net, ek wil amper sê, by te hou. Maar dan kom daar op 'n punt, veral met selfone wat so pragtig is die eerste 2 jaar, en dan is dit of daai battery nie downhill gaan van daar af, dat party ouens sien, ek loop met 'n powerbank ingeplak en sê, dit is deel van sy hele selfoon, ek wil amper sê toebehore, want hy moet hom heeltyd gecharge hou, want anders gaan hy nie daarby kom nie. Maar jy weet, almal van ons kom iewers op 'n punt, en ek dink veral die lidmate onder ons wat 'n bietjie resistant to changes, sal so lank as moontlik vashou aan 'n selfoon, want dis die bekende een, ek ken hom, ek weet hoe hy werk, en ek is nie lus om nou 'n nuwe selfoon se goeders te leer ken nie. Maar iewers kom jy op 'n punt dat jy besef, daar's nou nie meer salf te smeer nie, jy kan nie meer opgradeer nie, daar's niks meer opgradeerbaar nie, jy het 'n nuwe toestel nodig. En weet julle, dit is presies wat die Here Jesus met ons lewens kom doen. Hy kom sê nie, kom laat ek jou 'n bietjie opknap hier nie, kom laat ek 'n paar foutjies daar uitsorteer in jou lewe nie, kom ek stel jou hier 'n bietjie fyn. Hy sê nie dit nie. Nee, hy sê, ek maak alles nuut, en ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En ek dink dis die ding wat ons moet snap, en ons gaan praat oor die spanning wat daar binne ons lewe ook later aan, dat 'n ou van dit beleef en van dit nog nie beleef nie. Maar God se plan is nie bloot 'n opgradering van die ou jy nie. Dis 'n volledige nuwe skepping, en ons gaan 'n bietjie kyk na die woordjie, wat die woordjie kainos beteken, in die Grieks van wat 'n nuwe skepping is. En dis waarom ek wil hê dat ons moet 'n bietjie stil staan om 'n bietjie te kyk, maar wat beteken dit regtig waar, as die Here vir ons sê, ons is in Christus 'n nuwe skepping. Ons teks waarmee ons afskop is 2 Korintiërs 5 vers 17. Wat juis hierdie vers in dit, want daar so staan, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Miskien moet ons die konteks van hierdie vers in Korintiërs verstaan, deur heel eers te kyk nou maar, wat is die omgewing waarin Paulus hierdie brief skryf aan die Griekse gemeente in Korinte? Nou Korinte was 'n megastad in die Bybelse tyd gewees, maar dit was 'n stad wat bekend was vir korrupsie, vir morele verval en vir geweldige afgodsdiens. En dan in hierdie omgewing kom praat Paulus oor hierdie radikale transformasie, nie net bloot 'n verandering of 'n aanpassing nie, maar 'n totale herskepping. En as ons stil staan by hierdie vers, en ons staan stil by, as iemand in Christus is. Paulus wil vir ons kom leer dat 'n nuwe, die fundament van 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe skepping in Christus, is 'n verhouding met Jesus Christus. Paulus sê nie, dit is iemand wat iets oor Jesus weet nie, iemand wat kennis oor hom het nie, maar hy beskryf dit as iemand wat in Christus is. En ek dink dis belangrik om te verstaan, wat bedoel Paulus as hy sê iemand moet in Christus wees? Om in Christus te wees beteken om so met hom verbind te wees dat jou identiteit onlosmaaklik aan syne gekoppel is. Dis 'n baie belangrike definisie. Julle, toe ek 'n jong seentjie was, ek was bevoorreg, ons het in Fernley gebly, en agter ons was die bosse. Ons het altyd gepraat van die bosse, maar dit was die Bakensriviervallei. En in die Bakensrivier is nou daar in Fernley nie so 'n verskriklike sterk riviertjie nie.
maar hy het krappe ingehaat en dan het hy redelik naby waar julle nou sal ry oor die William Moffat snelweg oor die brug oor die groot brug daarso, het hy 'n paar diep poele gehad, baie dieper as 'n groot mens gewees. En ek onthou hoe ons in die middag nie kon wag om by die skool te kom, uit ons klere te kom, gou vinnig middagete te eet, sodat ons kan bos toe gaan nie. Ek het 'n paar vriende, ons het in daai bos gespeel. As ek vandag terugdink, dan weet ek hoe ek het geoorleef het, want ons het soms met slange gespeel en dit wat seuns doen, en ons het geswem. Maar daar het ek al vir die eerste keer besef, wat beteken dit om in iets te wees, want ek het ken water, ek drink water, ons bad in water, ons was in water, maar daar het ons geswem en dan het ons vir die eerste keer gekyk hoe braaf ons kan wees om ons oë oop te maak onder die water. Dan het ons nou so oop oë in daai diep kuile geswem en dit was wonderlik. Maar vandag besef ek, daar het ek vir die eerste keer besef wat om in water te wees waar dit bo oor jou hele wese is. Dit verander mense perspektief. En ek dink dis al wat dit beteken om in Christus te wees. Nie net om kennis oor hom te hê nie, maar om geheel en al onderdompel te wees in sy teenwoordigheid. En as leraar van hierdie gemeente is dit iets waarna ek streef en waarna ek ons almal wil begelei, is om daai realiteit van die teenwoordigheid van die Here in ons lewe te beleef, want in ons westerse samelewing dink ek dit is iets wat ons nogal verloor het, en dat ons geweldig intellektueel oor die Here kan gesels, sonder om iewers in ons wese 'n realiteit van hom te hê, terwyl hy eintlik wil hê dat ons in Christus moet wees. Immersed sal die Engelse woord wees. So wanneer ons dit regkry, dan sê hy, is hy 'n nuwe skepsel. En dit is hierso waar ek wil stil staan by die woordjie kainos, wat in Grieks is. Nou kainos in Grieks beteken nie net nuut in tyd nie, of nuut in kwaliteit nie, maar nuut in wese. En dan is daai nuutheid, en dis wat ek daar op die skerm vir julle sê, dit verwys na iets wat nog nooit voorheen bestaan het. So wanneer hy sê, maak van jou 'n nuwe skepsel, dan herskep hy nie die ou jy nie, maar hy maak iets splinternuut. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor hoe dit 'n proses in ons lewe is. So Paulus sê eintlik iets geweldig radikaal hierso, want hy sê nie dat jy net 'n verbeterde weergawe 'n weergawe 2.0 gaan wees nie. Hy maak iets heeltemal nuut. En dis 'n verstommende gedagte. En dan maak hy die stelling in daai vers. Die ou dinge het verbygegaan. Hierdie frase, die ou dinge het verbygegaan, dui op die duidelike breuk met die verlede. En ek dink dis wat ons moet raak sien, daar's 'n duidelike breuk. So die Griekse, kom ons sê tens tyd, word beteken dat daar is iets wat permanent verby is. Dis iets wat nie meer 'n beheerende faktor in jou lewe is nie. Kyk, alles het nuut geword. Ek wil vir julle sê, as ons kyk na twee goed, dan kyk ons na alles en na vernuwe. So, daar's nie, en dis hoekom ons sê, jy's nie maar net 'n verbeterde gedeelte van die ou jy nie. Alles het nuut geword. Daar's nie aspekte van jou lewe wat nog oud is nie, maar alles het vernuwe. En ek weet dat julle, want dis onmiddellik die spanning wat ek aanvoel, is as jy dan na jou lewe kyk, dan beleef jy maar, ek beleef dit nog nie heeltemal so my lewe nie. Daar is dan nog goeders waarvan die ou mens wat ek nog nie van ontslaag geraak het, en ek wil nou daarvan praat. Dis hoekom ek gesê het in die vorige ene van die ou dinge het verbygegaan. Daar's 'n definitiewe breuk. Iets wat afgehandel is. Ons praat nou bietjie verder daaroor. Weet julle, dis wat my so wonderlik is van die verbande in die Bybel tussen die Ou en die Nuwe Testament. Want hierdie volkomme transformasie word nie net vanuit die Nuwe Testament vir ons gepreek nie,
Ons sien dit selfs in die Ou Testament en wat 'n mooier vers is daar as Esegiel 36 vers 26 wat die volgende sê: Ek sal julle 'n nuwe hart gee. Kyk weer, 'n nuwe gees gee in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. So God beloof hier nie net 'n blote gedragsverandering nie. Nee, hy praat van totale transformasie. En kyk wat is die dinge wat hy beloof, 'n nuwe hart. Die sentrum van, want dis wat die Bybel geglo het. Ons besef vandag is ons denkprosesse in die brein, maar 'n nuwe hart wat gesê ons die sentrum van ons wese word nuut gemaak, ons emosies, ons wil, ons verstand. Hy kom gee vir ons 'n nuwe gees, met ander woorde 'n nuwe innerlike dryfkrag. Hy verwyder die hart van klip, ons ongevoelige, ongenaakbare, ongehoorsame natuur. En hy kom gee vir ons weer 'n hart van vlees, 'n sagte, ontvanklike, sensitiewe hart. Weet julle wat is die kern wat ons hier nie moet mis nie? En dit is dat hierdie, alles wat julle op die skerm sien staan, is 'n werk wat God doen. Dis nie iets wat ons kan laat gebeur nie. Want dis wat die vers sê, ek gee vir julle 'n nuwe hart. Ek sal die kliphart wegneem. So wanneer ons stil staan en vir mekaar sê, nou maar goed, nou maar wat beteken dit dan? Veral vanuit die, kom ons sê, ons het nou deeglik na hierdie twee teksvers gekyk. Wat beteken dit om 'n nuwe skepping te wees? Dink ek daar's 5 dinge wat met ons gebeur. Ons gaan so stil staan by elke ene. Die eerste ding wat gebeur as jy 'n nuwe skepping in Christus is, jy kry 'n nuwe identiteit. Die tweede ding is jy kry 'n nuwe natuur. Die derde een is jy kry 'n nuwe doel. Die vierde een is jy het nuwe krag. En dan die vyfde een is jy kry 'n nuwe gemeenskap. Kom ons raak staan stil by jy kry 'n nuwe identiteit. Ek dink die wêreld probeer altyd vir ons sê wat ons is en hoe ons moet lewe en wie ons is. Maar tog as 'n gelowige, wanneer jy Jesus as begin navolg, as jou verlosser en saligmaker, kry jy 'n radikaal nuwe identiteit. Ek sit altyd en dink aan die verhaal van Lazarus, nadat Jesus hom uit die dood uit opgewek het, toe was hy mos nog steeds in die doeke toegedraai gewees. En toe het Jesus geroep, maak hom los en laat hom gaan. Op dieselfde manier roep Jesus ons uit die dood van die ou lewe. Maar soms hou ons nog vas aan daai grafdoeke van ons ou lewe. Ek onthou van 'n man in ons vorige gemeente wat jare lank met dwelmverslawing geworstel het. Selfs nadat hy tot bekering gekom het, het hy nog steeds gereeld geval. En dit was vir hom 'n ongelooflike, hy het 'n ongelooflike skuldgevoel ontwikkel, omdat hy beleef het, maar hy kan die ding nie wen nie. En hy is dan 'n Christen. Hoekom help die Here hom nie? Hy sê, en dit was nou lekker, ek ken hierdie storie ook omdat ek die voorsitter van Welbedagtes wat ons middelafhanklike kliniek is daar oor kan DF. Hy sê die keerpunt het in sy lewe gekom, die dag toe hy na homself begin kyk en besef het, maar hy is nie meer 'n verslaafde nie. Hy is 'n kind van God wat verlos is van die slawing. En daai verlossing van die verslawing mag baie keer 'n proses wees. Maar toe hy dit gesnap het, julle, daardie verskywing in sy kop oor sy identiteit in Christus, het al die verskil gemaak. En daarna het die proses hom heeltemal vrygemaak. So in die opskrif daarso waar staan jy kry 'n nuwe identiteit. Dan wil dit vir kom sê wanneer jy in Christus is, dan word jy nie meer gedefinieer deur jou verlede nie. En soms sukkel ons, veral as ons verlede klomp slegte dinge het wat hou vas op ons het, sukkel ons om dit te aanvaar in ons lewe. Jou mislukkings en jou sonde. Jy het 'n nuwe identiteit. Die tweede ding wat gebeur is,
Jy het 'n nuwe natuur. As 'n nuwe skepping in Christus, hoef jy nie meer teen jou natuur te veg om God te gehoorsaam nie. Jou nuwe natuur is in lyn met God se wil. In ons ou toestand, in wat Paulus beskryf as die ou mens, is ons geneig tot sonde, is ons korrup, word ons deur misleidende begeertes aangedryf. Maar in Christus hoef ons nie meer teen daai ou natuur te veg nie. Beteken nie jy sondeloos nie. Beteken nie jy gaan nie meer foute maak nie. Maar dit gaan nie meer oor jou heers nie. Ek kom al hoe nader aan die, ek wil amper sê, interne spanning wat dit in ons bring, dat jy dit kan snap, dat dit is makliker om staande te bly met jou nuwe natuur, want jou nuwe natuur wat deur die Heilige Gees in jou ingeplaas word, is in lyn met wat God van jou verwag. Julle, omdat ek baie nou in die Noordveld Karoo kom, is dit ongelooflik. Die van julle wat ons nuusbrief kry sal sien, Vrydag het die reën daar geval en het groot geval. Dit was die mooiste gesig, hoendervleisgesig wat ek in jare beleef het. Maar julle het ook 'n fotootjie in die nuusbrief gesien van dat daar niks is op die grond nie. Net die noorse. Maar wat wel nog floreer, is daar so 'n klein alwyntjie, hulle noem dit 'n coral aloe, 'n koraal alwyntjie. Hy's 'n pionierplant, hy's vervuil. Julle, dis asof hy die son geniet, asof hy droogte geniet. Hy floreer terwyl alles tot niet gaan. Want dis sy natuur. Hy het ontwikkel om te floreer in son. Al wat nog staan in die Noordveld is die Noorse, want hulle het ontwikkel om daarin te oorleef. Dis nie vir hulle moeite nie. Dis nie vir hulle moeilik nie, want hulle doen dit outomaties. Dis die nuwe natuur in Christus, dat jy het ewe skielik die begeerte om in lyn met Jesus se wil te lewe. Die derde ding is dat jy kry 'n nuwe doel. In 2 Korintiërs 5 vers 15 staan daar, en hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat hulle gesterf het en opgewek is. Weet julle, die ou mens is wat, en as ons praat van die ou mens, dis ook 'n terme wat ons 'n bietjie in 'n preek kan uitpak, verwys na jou lewe voor Christus, voordat Christus beheer oorgeneem het, voordat jy 'n nuwe identiteit gekry het, voordat jy 'n nuwe natuur gekry het, kry jy ook 'n nuwe doel. Want die ou mens leef vir homself en is baie selfsugtig van aard. Maar wanneer jy in Christus is en die voorbeeld van Christus begin volg, is dit die lekkerste ding in die lewe om nie net meer vir jouself te leef nie, maar om vir ander mense te lewe. Jare gelede was ek met 'n konferensie in Pretoria gewees en daar het ek 'n dokter ontmoet. Ek dink, as ek nou, want dit is nou al jare terug, sy naam is Jacques Lou gewees, maar ek sê dit so versigtig dat ek sê, ek het 'n dokter ontmoet. Hy het 'n groot mediese praktyk in Sandton gehad. En toe kom hy kragtadiglik tot bekering. En hy sê, in dit het die Here vir hom 'n nuwe doel gegee. En het hy besef, hy het 'n dokter geword. Sy oorspronklike rede waarom hy dokter geword het, was om mense te help, nie om hierdie magtige groot finansiële ryk op te bou nie. En die Here het hom teruggevat na sy rol toe. En toe het hy begin, en hy het klinieke begin met mense wat met HIV, met vigs gestoei het, en hy het hulle gehelp. Sy nuwe identiteit in Christus het hom al verstaan, wat is sy nuwe doel in die lewe, om nie net vir homself te lewe nie, maar vir ander. En dis die lekker van hierdie gemeente, ek het dit al so baie in hierdie gemeente prakties gesien, hoe mense nie meer vir hulself lewe nie, maar vir ander. Sy nuwe identiteit het gelei tot 'n nuwe doel. Dan natuurlik, jy het nuwe krag. Jy het 'n nuwe kragbron tot jou beskikking. Jy hoef nie meer op jou eie beperkte krag te lewe nie. Romeine 8 vers 11 lees ons, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon.
dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon nou in jou, die Heilige Gees. Dit beteken dat daar is geen verslawing, geen sonde, geen verkeerde gewoontes, wat sterker is as die opstandingskrag van Jesus Christus, wat deur die Heilige Gees in elkeen van ons wat 'n gelowige is, lewe nie. Maar ons moet leer om te wandel in daardie krag. Ons moet kies om ons ou gewoontes, negatiewe gewoontes af te handel en te leef met hierdie nuwe identiteit. En dan die wonderlike ding wat ek dink ons almal op 'n manier gesnap het is, jy kry 'n nuwe gemeenskap. Jy word deel van 'n geloofsfamilie. Jy word nie net individueel innerlik vernuwe nie, maar ons word deel van die liggaam van Christus, soos wat dit uitdrukking vind in ons geval in Faros gemeente. En in hierdie gemeente wil ek vir julle sê, vind ons mense van verskillende agtergronde, selfs kulture en verskillende persoonlikhede. Ons het die weird en ons het die wonderful hier met ons. En dit is wonderlik so, want ons moet mekaar kan omhels. Want dis hoe dit lyk in 'n familie. In 'n familie het jy almal en jy is lief vir almal en niemand raak aan jou familie behalwe jy nie. Ek het by my dogter se troue vir my skoonseun gesê, hy raak 'n deel van die clan Albert. Sy Alberts clan is 'n groot clan. En hy moet net weet, as hy ooit moeilikheid het hy nie moeilikheid nie. Van die Alberts clan het sy rug. Hy hoef nooit bekommerd te wees nie. Dit ook vir my skoondogter gesê. We've got your back. Niemand anders kan iets oor die Albertse sê nie. Ons sal soms mekaar uitsorteer. Maar as 'n geloofsfamilie het ons mekaar se rug. As 'n geloofsfamilie van Faros, al is ons weird en wonderful, al is ons verskillende persoonlikhede, al maak nie saak wie ons is nie, ons het mekaar se rug. Jy sal nie sleg praat by my oor enige ander persoon in hierdie gemeente nie. Want dit is my familie hierdie. Jy sal moeilikheid kry. Jy het 'n nuwe geloofsfamilie. Omhels dit, embrace dit. Daai familie lyk oral anderster, maar dieselfde reëls geld. Kom ons praat miskien oor die olifant in die vertrek. En dit is dat dis alles pragtig wat ons tot dusver gesê het. Maar jy in jou lewe beleef dit nog nie so nie. Jy beleef dat jy stoei nog met so 'n klomp goeters, wat lyk asof dit nog deel is van die ou mens. Nou in die teologie praat hulle van die spanning tussen die alreeds en die nog nie. En julle, dis die paradoks in ons identiteit. Ons is reeds nuwe skepsels in Christus, maar ons is ook in 'n proses om vernuwe te wees. Ons leef in daai spanning van die alreeds en die nog nie. Ons weet dat Christus het ons nuwe skepsele gemaak, maar ons weet dat ons is ook in 'n proses om te groei. En dis wat Paulus ook in 2 Korintiërs 3 vers 18 kom sê, net so 'n bietjie 2-3 hoofstukke voor ons teksvers. En terwyl ons met 'n onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, dan die belangrike woorde, word ons in gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Let op die progressie daar. Word verander is 'n voortdurende proses. Ons word steeds vernuwe. En wanneer ons volgelinge van Jesus Christus wat die Heilige Gees in ons lewe het, is dit 'n lewenslange proses waar ons al hoe meer soos Jesus sal begin lyk. En soms julle, kom ons wees eerlik met mekaar, soms is daardie spanning in ons lewe frustrerend. Frustrerend as ek soms beleef ek sukkel om oorwinning oor hierdie ding te kry. Dan wonder ek, maar is ek regtig 'n nuwe skepsel? Hoekom worstel ek steeds met ou sondes of ou gewoontes? Die antwoord hiervan lê weer eens, julle, die Grieks was vir my 'n willevak geweest, want Grieks het soveel tye, het soveel tenses. Maar die antwoord lê in die Griekse tenses, die tye wat gebruik word in hierdie teks.
Want wanneer Paulus sê die ou dinge het verbygegaan, dan praat hy van, hulle noem dit 'n Aristus tydvorm, en dit beteken dat dit 'n afgehandelde proses aandui. So dis 'n afgehandelde gebeurtenis, die ou dinge het verbygegaan. Maar wanneer hy sê dat dit alles nuut geword het, gebruik hy 'n perfektum tydvorm, wat aandui dis iets wat in die verlede begin het, maar tot in die toekoms aanhou. Dit sal voortduur tot in die Here. Met ander woorde, die breuk, die beheer van die ou lewe op jou is afgehandel. Dis die alreeds, dis klaar gedoen. Maar die nog nie is die proses waardeur jy gaan om al hoe meer en meer soos Jesus te raak. Miskien as ek vir julle 'n praktiese voorbeeld moet probeer gee, is dit die voorbeeld van 'n saadjie wat jy plant. En dan kom daai, ek is verskriklik lief om avokado peer pitte te vat en dan te kyk of ek hulle kan laat ontkiem. En dan sit ek hulle eers met sulke vrouwtjies in water tot 'n ou worteltjies en dan plant ek hulle. Ek het nou al 'n paar lieflike avokado peerbome wat binnekort grond toe kan gaan. Hulle is nou klaar so in 'n bak, maar wat ongelooflik is julle. Hulle is nou so hoog. Daai klein avokado peerboompie is nog nie 'n groot boom nie. Hy kan nog nie die vrugte gee nie, maar hy is alreeds 'n boom. Alreeds, maar nog nie. Hy is alreeds die avokado peerboom, maar hy moet nog groei tot die groot avokado peerboom. Dis wat in ons lewe gebeur. Ons is nuwe skepsele, die werk is afgehandel. Dit sal nie weer herhaal word nie, maar die opruimingswerk, sodat ons al hoe meer soos Jesus lyk, is 'n proses, daai proses van vernuwing. Maar kom ons sê vir mekaar, dis alles goed en wel, maar wat moet ek wat vandag hierso sit, wat moet ek doen, prakties kan doen, om dit reg te kry? Hoe lewe ek as 'n nuwe skepsel? Ek het sommer vir ons so 'n paar riglyne gegee. Die eerste een is, ek dink, herinner jou daagliks aan wie jy is in Christus. Herinner jouself dat wie jy is in Christus. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing in julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So, as 'n praktiese stap, skryf 2 Korintiërs 5 vers 17 op 'n papiertjie, plak dit op jou badkamerspieël, dat jy kan sien jy's 'n nuwe skepsel in Christus. En dan die tweede een is, vernuwe jou natuur, verhonger die oue. Ek sit altyd dink aan daai verhaal van die swart hond en die wit hond, en ek sal nou die verhaal verkrag, want ek kan hom nou nie meer so heeltemal onthou nie, maar die begin sal gaan, dat die wit hond verteenwoordig die goed in jou lewe, en die swart hond verteenwoordig die sleg in jou lewe, en dan kan jy vra nou maar, hierdie twee honde is die hele tyd in 'n geveg met mekaar. Wie gaan wen? En dan is die antwoord, dit hang af watter hond jy kos gee. As jy die wit hond kos gee, gaan die wit hond wen. As jy die swart hond kos gee, gaan die swart hond wen. So geestelik gesproke wil ek vir jou sê, voer die wit hond, voer jou nuwe natuur. Moenie die swart hond, die ou natuur, kos gee nie, laat hy verhonger. Die derde ding is, en ons gaan nogal, dis een van ons temas ook, leef volgens die gees, nie volgens die vlees nie. Romeine 8 vers 5 tot 6 sê, want die wat volgens die vlees is, bedink die dinge van die vlees, maar die wat volgens die gees is die dinge van die gees, want die bedinking van die vlees is die dood, maar die bedinking van die gees is lewe en vrede. Rig jou gedagtes op dit wat die Heilige Gees in jou lewe oopbreek. Kyk, wat is die vrugte van jou gees, en leef dit uit. Vra vir die Here prakties. Elke dag, Here, lei my om volgens U wil te lewe. Help my dat my gedagtes en my woorde en my dade ooreen sal stem met dit wat U wil hê. En dan Hebreërs 10 vers 25 wat baie bekend is, omring jouself met ander gelowiges
ander nuwe skepsele, want ek wil amper sê, ander nuwe skepsele veronderstel iets, veronderstel wedergebore gelowiges, en wanneer ek dit so definieer, dan klink dit asof dit gelowiges is wat nie wedergebore is nie. Eintlik is dit 'n so verkeerde term, want hulle is nog nie gelowiges nie. Maar baie mense het in die kerk groot geraak, sonder om ooit hulle harte vir die Here te gee. En hulle staan bekend as Christene. Hulle staan bekend as gelowiges, maar hulle het nog nooit tot bekering gekom nie. Hulle het nog nooit 'n keuse gemaak om 'n nuwe skepsel in Christus te wees nie. Hebreërs 10 vers 24 en 25 moedig ons aan, sluit aan by 'n klein groep, raak deel van die geloofsfamilie. Moenie soos baie ander mense se gewoonte is, ek gaan nou parafraseer uit my kop uit, wegbly van die samekomste van die gemeente nie. Dit gaan nie om vir mense skuldgevoelens te gee, waar was jy laas Sondag weer gewees? Maar dit gaan oor die samekoms, ons het mekaar nodig om te groei in Christus. En dan wil ek vir julle afsluit deur te sê, leef in verwagting van volledige vernuwing. Leef met die sekerheid van die belofte, dat God wat die goeie werk in jou begin het, al voel jy is nog nêrens naby dit nie, leef in daai verwagting dat daai belofte waar is, dat God wat die goeie werk in jou begin het, tot die einde sal klaarmaak. Hy sal dit volëindig in jou lewe. Hou daaraan vas vir jou kinders miskien. As jy voel met jou kinders dien nie die Here nie, hou vas aan daardie belofte. Ek wil vir julle sê dat ons moet saamleef met die spanning van die alreeds en die nog nie. En ons kan dit doen wanneer ons besef, die breuk het finaal gekom toe ons gekies het as Jesus as volgeling, om Jesus te volg as sy volgelinge. Maar nou is ons daai proses om al hoe meer en al hoe meer soos Jesus te lewe, dat ons identiteit so nou verbind is aan syne. As jy miskien vandag hier sit en jy besef, jy het nog nooit regtig waar jou hart vir die Here gegee nie, dan is vandag die uitnodiging om dit te doen. Om te sê, Here, hier is ek. Ek kan nie op my eie nie. Ek wil U volg, sal U vir my 'n nuwe skepsel in Christus doen. Ons gaan dit bid nou. En as jy 'n gelowige is en jy leef in daai spanning van, is ek 'n nuwe skepsel? Ek sukkel dan nog so met hierdie goeters. Vertrou die Here wat jou 'n nuwe identiteit gegee het, 'n nuwe natuur gegee het, vir jou laat lewe deur sy Gees, dat hy die goeie werk wat in jou begin het, sal klaarmaak. Maar op die ou einde is die groot vraag vandag, is jy 'n nuwe skepsel in Christus? Is jy 'n nuwe skepsel in Christus? Amen. Here, dankie dat U die een is wat vir ons 'n nuwe hart gee. Dat U die een is wat die kliphart verwyder en vir ons 'n hart van vlees gee. Dat wanneer ons in Christus is U die een wat ons al hoe meer en meer soos Jesus laat lyk, laat lewe in ons lewe. En Vader, as U vandag mense hier so sit wat voel, maar hulle het nog nooit 'n keuse vir Jesus gemaak nie. Mag hulle sommer net in hierdie eenvoudige gebed net ook die volgende bid, Here, op my eie kan ek nie breek met my ou sondige lewe nie. Net U kan dit doen. En net U wat deur U Gees werk en selfs miskien die oortuiging in my hart sit, dat ek is nog nie U kind nie. Net U kan vir my vrymaak van die ou natuur. En daarom wil ek graag voluit vir U lewe. Maar ek weet dit is U wat daardie werk in my gaan doen. Help my dat ek myself so oop sal stel vir die werk van U Gees, sodat ek kan lewe as 'n nuwe skepsel in Christus. Amen.